Ons begin met 'n nuwe reeks, geopende heerlikheid. Nou, ek hou van titels wat mense vraagtekens aansit. Hulle soos, ja, wat gaan pastoor sê? Want dan weet ek het jou aandag vir 'n rukkie. Hopelik vir die hele preek. Maar wanneer ons praat van heerlikheid, dan in die Afrikaanse taal word dit gebruik in 'n manier en dit het nie slaankrag nie. Maar die Engelse praat van glory. En die Amerikaanse pastore, ek wil asseblief nie daar gaan nie, maar die Amerikaanse pastore, hulle praat erg van die glory en hulle sê die glory moet oor jou kom. Die heerlikheid van die Here moet oor 'n plek kom. So hulle druk daai glory uit, partykeer as hulle praat oor die glory. Maar wanneer ons gaan so 'n bietjie indelf in die heerlikheid van die Here, in hierdie paar weke, ek weet nie hoe lank nie, maar ons kernskrifvers het ek maandag aand gekry vir my voorbereiding vir die woord. Eintlik journey die Here al lank met my oor sy heerlikheid, maar toe ek hierdie kry, toe ek soos die Here probeer iets sê. Habakuk 2 vers 14, ek wil hê jy moet saam met my lees. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Nou as jy Habakuk 2 gaan lees in konteks heeltemal, dan verstaan ek nie heeltemal lekker hoe pas hierdie skrif in Habakuk 2 in nie. So gaan lees maar self Habakuk 2 en dan kyk jy na vers 14, jy kan sien Habakuk het ergens net gekom en gesê ek wil net hierdie daar insit. Dis asof hy dit na die tyd ingesit het en dat die mense net die heerlikheid van die Here snap. Maar hy sê hierso, want die aarde sal vol word met die kennis. Ek wil daar stop. As ons na die wêreld kyk vandag, dan word die wêreld vol kennis. Voller. Ek weet nie wie was op Facebook die laaste 3 dae. Hoe was ons op Facebook mense? Die laaste 4 dae? So daar's nou 'n trend wat aangaan. Party kerkmense, religious mense sê jy speel nou in die vyand se hande in. Jy gee vir hom nou jou gesig. Hy het nooit jou gesig gehad nie. Hy het als geweet van jou behalwe jou gesig en nou gaan sit jy jou gesig daar en nou gaan hy met jou kan maak en breek. Die vyand is ver hoër as internet goedjies. Ek kan jou dit beloof. So as jy dit gedoen het, is daar 'n trend wat jy nou jou foto opsit en dan vertel hy jou presies wat hy als van jou weet. Jy gaan net op Facebook en gaan kyk en sien hoe baie is daar. So ons vul die wêreld word vol met kennis en nou die religious ouens sê jy gee nou vir hom nog meer kennis. Hy weet nou hoe hy lyk. Maar wanneer ons net vol word van kennis, dan word kennis alleen soekend is. As jy net soekend, en ek sê teen kennis nie, gaan swat asseblief, gaan doen wat jy moet doen en word geleerd. Maar moenie net daar vasval nie. Moenie net, want kennis bly net hier. En dit kom nie hier nie. Ek het 'n awesome preek eendag gehoor. 6 inches. Dit moet in jou hart kom. So wanneer jy wil gaan swat, gaan kry kennis. Maar kennis alleen werk direk teen die heerlikheid van die Here. As mense te slim raak in 'n kerkinstansie, in 'n kerk, wanneer die heerlikheid van die Here wil inkom, dan probeer ons dit uitfigure hierso. Is dit nie? En jy kan maar gaan kyk, daar is so baie goeters op YouTube op die oomblik wat teen sekere dinge in die Bybel is. Dan raak hulle nou met kennis, probeer hulle nou uitredeneer dat die Bybel eintlik nie waar is nie, want hulle raak vol kennis. Kennis alleen is staan direk teen die heerlikheid van die Here. Kennis alleen maak jou trots. Kennis alleen maak jou groot in jouself. Kennis kan jou geloof tot verdoof of verklein.
Hoor my wat ek sê. Kennis alleen kan jou geloof tot verdoof of verklein. Nou vra jy my, pastoor, maar wat sê jy nou? So kennis alleen, dan probeer ons God uitfigure. Ons is tans aan 'n droogte, as jy dit nie weet nie, dan vertel ek jou dit nou, dan sê jy, wow, ons het nie geweet nie, maar ek glo almal van julle weet, ons is in 'n droogte. So nou, as jy net op kennis staat maak, en nie op die heerlikheid van die Here nie, dan kyk jy met kennis oë, die weervoorspelling, en jy sê, is nog nie reenseisoen nie, is nie veronderstel om te reën nie, nee, ek het nou al van 'n paar ouens nou, ek kan Solly sê, Solly het my geleer, as die minimum en maksimum minder as 10 is, dan is die kans groter dat ons gaan reën, maar hierdie week was hy nou al baie keer minder as 10, en dit het nie gereën nie. So dan raak ons vol van hierdie kennis, want, nee, dit kan nie reën nie, dis meer as 10 grade. Maar as jy dan geloof het, dan kan God ewen laat dit reën, ek probeer net nou, as die minimum en maksimum 30 grade is. Amen. So ons kennis werk teen dit wat die Here het. Ons probeer alles weet. Die probleem is dat wanneer, en ons jong mense is nou daar, so jong mense, ek praat nou met jou. As die pastoor iets sê, dan gryp ons foon en ons Google. En sê, dan sit jy in die kerk, ek hoop nie dis ons jong mense nie. Dan sit jy in die kerk, dan sê Google heel aan die bokant, dan nou lately, die ouens wat lanklaas op Google gekyk het, dan gee AI vir jou 'n antwoord. So jy sê, hierdie pastoor het nou net gesê, kennis is direk teen die heerlikheid van die Here. Nou sê jy dit vir hom. Dan sê daai AI vir jou, nonsens. Dis nie waar nie. Jy moet kennis kry om die heerlikheid van die Here te verstaan, en nou sê jy, ek luister nie meer vir jou nie. So nou gaan Google ons ChatGPT even. So daar's pastore wat ChatGPT gebruik om sy preek te skryf. Jy kan, beloof jou, sê, I need to do a sermon on the glory of God. En hy gaan even vir jou skrifte gee. Dis so amazing dit is. Maar weet jy wat? Dis net kennis. Dis die internet se kennis. Daar's geen heerlikheid in daai preek nie. Daar's geen salwing in daai preek nie. Jy het dit nie by die Heilige Gees gaan kry nie. So ons gaan vandag journey, en ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak, as jy hom by jou het. Jou foon vat, as jy net jou Bybel app, die ouens langs die ouens kyk net, dat hy nie op Facebook en nou op ChatGPT goeters doen nie, help my, of op Google is nie. Jy mag nie ander goed gaan Google nie, net by jou Bybel app. 2 Korintiërs 3. So ek wil eers net lees, dis nie op die bord nie, dat jy kan sien wat Paulus hier skryf aan die Korinte. Vanaf vers 1 tot vers 6 gaan ek lees. Begin ons weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Hoor wat sê hy? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Net die kerkse mense. Lees die mense die brief net wat hier van jou lewe, of lees hulle daar buite? Alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op vleestafels van die hart. Maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue
het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets aan onsself van onsself te bedink nie. Maar ons bekwaamheid is uit God. Daardie kennis is nie uit onsself nie, dis uit God. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. So hy sê, jou lewe is 'n brief. En dan hoor 'n mens dat mense probeer ander mense gelukkig hou. Ons lewe om jou pa gelukkig te hou, jou boyfriend gelukkig te hou. Jy lewe 'n lewe om jou man gelukkig te hou, maar dan mis ons dat dit eintlik is om God gelukkig te hou. En wanneer ons dan sien dat hy sê hierso, dis nie met ink geskrywe nie, maar en ook nie op kliptafels nie en ook nie op die maar op die vleestafels van die hart. Vers 7 en 8 lees ons dan verder. Hy sê dan en hy sê as die bediening wat tot die dood lei, as die bediening wat tot die dood lei en wat met letters in klip gegraveer is, soveel heerlikheid gehad het. So nou hy verwys nou terug na Moses toe wat opgegaan het op die berg en die heerlikheid van die Here ervaar het toe hy die wet gekry het. As daardie soveel heerlikheid gehad het, al sou dit gou weer verdwyn, dat die kinders van Israel as gevolg van die glans op Moses se gesig nie daarna kon bly kyk nie. Hoeveel groter is die heerlikheid van die bediening deur die Gees? Hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening deur die Gees dan nie wees nie. So as jy dan daardie heerlikheid sien, Moses gaan op die berg, hy ervaar die heerlikheid soveel so dat mense dit op sy gesig kan sien. Sy gesig skyn. En die mense hulle kan hom nie volg nie. Hulle kan nie agter hom aangaan nie, want hy skyn so en hulle kan dit nie sien nie. So wat Moses toe doen, is hy maak sy gesig toe. Want Moses weet, die Ou Testament heerlikheid is tydelik. En hy weet, die Here het hom geroep om 'n leier te wees. Nou begin hierdie volk hom volg. Maar hy weet, hulle kan nie in die heerlikheid inkom nie. Onthou, ek wil hê julle moet nou verstaan, dis Ou Testament heerlikheid. Hulle kon nie in daai teenwoordigheid inkom nie. So wat hy toe doen is, hy sit 'n sluier, die Engelse praat van 'n veil, oor sy gesig. Want Moses weet, die heerlikheid van God sal weggaan. Dis net vir 'n oomblik, dis net tydelik. En hierdie mense was so impressed deur hierdie heerlikheid, want hulle het dit nog nooit ervaar nie. Hulle begin hom volg, en Moses cover sy gesig, want hy wil nie hê hulle moet hom ophou volg nie. So hulle is agter hom aan, maar hulle kan nie sien dat die heerlikheid van die Here onder die ou verbond nog daar is en lig nie. Hulle het aanklank gevind by die heerlikheid wat op sy gesig tevoorskyn gekom het. Die ou verbond, die probleem met vandag is, en dis hoekom ek hierdie reeks wil praat, dis asof daar 'n nuwe verbond heerlikheid kan kom in 'n plek. En ek praat met ons as gemeente. Ons ervaar regtig die heerlikheid van die Here in ons gemeente. Jy kan die krag ervaar, jy kan voel hy beweeg, jy sien hoe raak hy mense aan, hoe transformeer hy mense se lewens. Maar dan wanneer ons sekere
geestelike dinge doen, dan is dit net 'n handjievol mense opdaag. Want ons soek die heerlikheid van die Here en ons soek die heerlikheid van die Here in 'n plek, maar as ons maandag by die werk kom, dan is dit asof ons nie meer daai heerlikheid ervaar nie. En daardie heerlikheid is veronderstel om jou te volg oral waar jy gaan. Die Nuwe Testament heerlikheid. En dis wat ek vandag vir jou wil wys. Vers 10 sê, want wat vroeër verheerlik was, verdof totaal wanneer dit vergelyk word met die alles oortreffende huidige heerlikheid. So 'n groot woord. Die ou heerlikheid verdof wanneer dit vergelyk word met die alles oortreffende heerlikheid, huidige heerlikheid. Dit wat die nuwe verbond vir ons bring. So hierdie skrif sê Paulus, hy sê, ouens, julle moet hierdie verstaan, dat ons is nou in Christus, en ons is onder die nuwe verbond, maar julle kyk heeltyd terug na die wet toe. Ons is nie meer van die wet, deel van die wet nie. Die wet bring dood, die wet bring stop aan die heerlikheid van die Here. Die wet wys vir jou, jy is 'n sondaar, jy's sleg, jy gaan hel toe, dis wat die wet doen. Die verbond van genade, die nuwe verbond, wys jou, jy was 'n sondaar, jy het 'n redder nodig, en as jy hom aangeneem het, dan is jy op pad hemel toe. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Maar dan gaan ons hier uit, en ons word deur die vyand herinner aan ons verlede. En dis wanneer die heerlikheid van die Here ons verlaat. Dan twyfel ons, en dis hoekom ek gesê het nou, dit staan direk, kennis en die ou verbond staan direk teen die huidige heerlikheid van die Here. Jy kan nie 10 jaar terug se heerlikheid vergelyk met nou se heerlikheid nie. As jy honger is vir God se heerlikheid, dan transformeer hy jou aanhoudend. Hy verander nie, jy moet net jouself in lyn kry met die nuwe verbond heerlikheid van die Here. Dit word geken as wettisisme, wat tans heers in ek praat nie net met hierdie kerk nie, die globale kerk. So hulle raak vol kennis van die wet, so hulle glo in Jesus, maar hulle is nog steeds vas onder die wet. En wat het hierdie woord gesê in die begin? Die wet bring, ek kan nie hoor nie, wet bring, nee, wet bring, glo jy dit? Wet bring, nog meer, wet bring, ek wonder of julle dit glo, wet bring dood. Wettisisme heers vandag nog in die kerk. Ons sê ons is honger vir sy heerlikheid, maar dit is tydelik. Dit is nie deel van ons mense se lewens nie. Wanneer ons hierdie heerlikheid snap, en ek hoop in die volgende paar weke sal ons hierdie heerlikheid snap. Wanneer ons hierdie heerlikheid snap, dan verstaan jy genade totaal. Jy verstaan die prys wat Jesus vir jou op die kruis betaal het. Jy verstaan die betekenis, die regte betekenis van die krag van die kruis vir jou lewe. Daar is mense wat vasgevang is onder die wet. Raak die heerlikheid tydelik? Hulle probeer, wanneer die heerlikheid tydelik is, dan begin dit deur werke, kyk, wat kan ek doen om sy heerlikheid te kry? Ons begin trots raak. As dit 'n tydelike heerlikheid is, dan raak ouens paftap in hulle self. O, kyk vir my. Daar's geen nederigheid in Christus nie.
Daar's 'n manipulasie wat plaasvind, want al hoe jy kan wys dat ek is 'n gesiene gesalfde van die Here, is ek moet mense manipuleer. Mense volg die heerlikheid van die Here, spontaan. Dis nie 'n leier of persoon of iets nie, dis Jesus Christus alleen. Dis wie mense dan volg, wanneer hulle die heerlikheid sien. En kennis word forceer. So jy sal gereeld sien dat wanneer ouens dan, gewoonlik op YouTube, wanneer ouens dan begin sê, ek weet baie, en ek wil nie 'n tipe persoon aanhaal nie, maar hulle probeer mense forceer met hulle kennis. Hulle laat jou verstaan, ek weet meer as jy. Maar dan sit hulle sluiers oor hulle daar sluiers oor hulle eie oë en oor die mense se oë dan ook. Vers 13 en 14 sê, ons is ook nie soos Moses wat sy gesig versluier nie. So Paulus praat met die Korinte, maar vandag wil ek hê jy moet dit vir ons vat. Ons is ook nie soos Moses wat sy gesig versluier het om te verhinder dat die volk Israel sou sien dat die ligglans net tydelik was nie. Hulle denke het verhard geraak. So jou denke raak verhard teen die heerlikheid van die Here. Tot vandag toe is hulle gedagtes versluier as hulle die Ou Testament lees. En dis wat ek nou sê, dat hulle is onder die wet. Ons moet die Ou Testament lees. Ek sê nie moenie die Ou Testament, maar jy moet dit deur 'n lens lees van die Ou Testament. Jy moet genade, jy moet die kruis kan sien als in die Ou Testament. So wanneer hulle die Ou Testament lees, is daar sluier oor hulle harte, sê hierdie skrif. Hy sê, daardie sluier word net eenvoudig nie verwyder nie, omdat dit net Christus is, wat dit geheel en al kan vernietig. Wanneer ek en jy verstaan, dat dis net Christus, wat daardie sluier van ons oë en van ons harte af kan vernietig. Ek vat jou terug na die hoëpriester. Net die hoëpriester wat aan die Ou Verbond in die heerlikheid van die Here. Ek wil jy moet dit hoor. Hy was die enigste ou wat in die heerlikheid van die Here kon ingaan. En hy kon nie net enige tyd ingaan nie. Hy moes homself heilig. Hy moes homself eenkant sit. Hy moes gaan vas. Hy moes seker maak hy skoon fisies en geestelik voordat hy in die allerheiligste ingegaan het. En daar was die Engelse, en dis hoekom ek dit in die begin gesê het, daar was 'n veil, want die Afrikaans is twee verskillende. Ons praat van daar was 'n gordyn. Daar was 'n veil oor die heerlikheid van die Here. Want dit was net hierso. Dis nie net hier nie. Net vir die, maar hier was 'n gordyn en jy kan nie dit sien wat ook al hier gebeur nie. En as daardie persoon nie rein genoeg of met sonde of enigiets is, dan was daar 'n tou aan sy been en hy sou doodgaan daar binnekant in die heerlikheid van die Here. Net hy kan daar ingaan. En tot vandag toe nog is daar voor party mense se harte is daar 'n veil. Maar as jy totaal oorgee aan Jesus Christus, dan kom hy, toe hy daardie dag aan die kruis gesterf het, en ek wil hê jy moet die prentjie sien, het hy die veil geskeur. Die heerlikheid van die Here is nie meer net in 'n plek nie. Die heerlikheid van die Here is nou vir almal. As jy in Christus is, want as jy nie in Christus is nie, of jy's nog vasgekeer onder die wet, jy kan sê jy's onder Christus, maar jy is nog steeds vasgekeer onder die wet, dan is daardie heerlikheid net tydelik. Maar as jy Jesus Christus aanneem en jy's 100% vir hom uitgekoop, jy lewe, soos dit in die begin gesê het, daardie brief is vir ander mense om te lees.
dan sal daardie heerlikheid van die Here jou volg oral waar jy gaan. Hoor wat sê vers 17. Die Here dui hierop die Gees. So hy gaan aan na vers 13 en 14. Hy sê die Here wys hierop dat dit is die Gees. En waar die Gees van die Here is, heers daar vryheid. As die heerlikheid van die Here daar waar dit heers, is daar vryheid. So waar jy gaan, sal jy nie meer in sonde vasgekeer word nie, want die heerlikheid van die Here gaan saam met jou. As jy waaragtig bekeer en jy kry jou lewe in orde, dan sal jy nie wil sondig nie. Want die probleem is, ons Christene sê, ja, maar pastoor, maar wat sê jy nou? As ons dan nie meer onder die wet is nie, dan kan ons seker maar doen wat ons wil. Dis definitief nie dit nie. Die nuwe verbondwet is ver hoër as die ou verbondwet. So dit sê jy moet Jesus Christus lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So daardie verbond moet jy wegdraai van alles anders af. Maar as die heerlikheid van die Here oor jou is, sal jy nie wil verkeerd doen nie. Sal jy nie wil vuil taal praat nie. As die heerlikheid van die Here waaragtig oor jou lewe is. As ons 'n bidgeleentheid roep, dan sal jy daar wil wees, want die heerlikheid van die Here is met my. Want as ons die heerlikheid van die Here ervaar, dan is die verskonings weg, die vrees is weg, alles anderste is weg uit ons lewe uit. En ek probeer nie jou manipuleer om by die biddinsdag te wees nie. Dis nie my hart nie. Maar as jy nodig het om by 'n plek te wees omdat jy daar moet wees, dan is jy daar want jou lewe is so getransformeer in die heerlikheid van die Here. So dan gaan hy in vers 18 en dis hoekom ek die spieël hier het vandag. Hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here. Dit is die Gees. Dit is wat die Gees aan ons gegee het. So as jy hierdie spieël sien, ek weet nou nie of ek dit gaan sien nie. Die lekker ding met 'n spieël, en my seentjie het my eintlik nou die dag gevra, hy sê, pappa, as ek voor 'n spieël staan en ek sien myself, hoe weet die spieël wat daar is? Hoe werk dit? Hy sê ek staan hierso, maar ek kan nog steeds daai mense daar sien, maar hierdie spieël weerspieël net hierso. Het jy al ooit so daaraan gedink? So wat die weerspieël hierso van praat, is dit sal toeneem. Jy sal nie net jouself sien nie, jy sal alles anderste ook kan sien. Ek kan daai kant ook sien. Alles wat in my lewe gebeur het, is daar, en ek is nie meer daar vasgevang nie, maar ja, ek kan daarso sien, ja, ek het daar nogal aangejaag. Ek wil definitief nie weer daar vasgevang word nie. Verstaan? So, ons is 'n weerspieëling van God. Jy's 'n weerspieëling van Jesus Christus. En as jy dan sy heerlikheid verstaan, as jy weerspieël, wie kan my sien? Wie kan my sien? Waai vir my. Kan julle my sien? As ek daai kant toe kyk, kan julle my nog steeds sien? Kan julle my sien? Nee, maar julle kan daai mense sien. Nou moet ek vir hierdie mense hier kyk. Kan julle my sien? OK. So ek's 'n weerspieëling, want julle sien my. Jy moet verstaan, wanneer jy lewe in die heerlikheid van die Here, kan skuld en vrees jou nie oorweldig nie. Die beproewinge van hierdie wêreld, die woord is vol dat in hierdie wêreld sal jy beproewinge deurgaan. So dit beteken nie, daar's nie heerlikheid vir jou nie. Maar dit sal jou nie oorweldig nie.
Daar sal siekte dalk jou pad langs kom, maar dit sal jou nie oorweldig nie. Jakobus 1 vers 23 en 24 en ek sluit hiermee af. Julle sal saamstem as jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie. Is dit so goed of jy kyk na jou gesig in die spieël sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. Klein Karoo gemeente, ek wil vra dat jou oë sal sluit. En ek sluit hiermee af vir 'n rede. Dit is so goed, jy kyk in die spieël, jy sien jou hare is de mekaar, draai weg en vergeet om iets aan jou voorkoms te doen. Wanneer jy Jesus aanneem, wanneer jy Jesus waarlik aanneem, gaan hy jou dalk wys op daai eerste oomblik. Hy gaan jou konfronteer met dit wat jy verkeerd gedoen het. Hy gaan jou konfronteer met dit waarmee jy besig is. Dis nie dat hy jou wys op jou verlede en dat jy sleg is nie en jy is heeltemal op pad hel toe nie. Hy gaan jou aankla. Maar dis so goed, jy kyk in die spieël, hoor wat ek vanoggend gepraat het, draai weg en gaan aan met jou eie lewe. Hy wil jou vanoggend in sy volheid, in sy heerlikheid kom toevou, sodat dit jou kan volg oral waar jy gaan. Maar dit gaan kos dat jy uit jou verlede moet kom. Dit gaan kos dat jy uit die dinge waarmee jy besigheid gaan kom, sodat jy iets aan jou voorkoms kan doen. Want ons is 'n brief wat alle mense lees. Jy's 'n weerspieëling van Jesus Christus wat ander mense sien. En ander mense sal jou volg as jy sy heerlikheid vir ander kan wys, wat jou oral volg, na jou werkplek toe, by jou skool, saam met jou familie, in jou huwelik, weerspieël jy die heerlikheid van die Here. Daardie voorhangsel is geskeur. Daardie sluier oor jou hart is weggeneem. Daardie bedekking oor die heerlikheid van die Here wat eens was, is weggeneem, sodat die heerlikheid van die Here oor jou kan vaardig raak. En wanneer daardie heerlikheid vaardig raak, dan is dit nie soos Moses wat dit net tydelik was nie. Dan was dit nie soos die Israeliete wat nie daarna kon kyk nie. Ander mense kan daarna kyk en kan jou volg. Wanneer die geopende heerlikheid van die Here in 'n plek vaardig raak, dan kan niks jou onderkry nie. Want jy loop in sy heerlikheid. Jy loop in sy krag. Jou ingang en jou uitgang. Met sy volle heerlikheid. Dankie Here, dat ons rondom die woord kan sit vanoggend. Ons wil vra Here, soos Habakuk 2 sê, die aarde sal vol word met die kennis van u heerlikheid. Dit sal ons vul soos wat die waters die seebodem oordek. Sal u heerlikheid oor ons vaardig raak. Elke klein kraakie,
elke klein plekkie is u heerlikheid sigbaar. En u was skoon, u bring uitkoms, u raak aan. Here, maar ons vra dat u sal kom en u sal elkeen oplig vanoggend. Ek glo elkeen van ons het vanoggend 'n woord gehoor. Here, maar mag ons nie wees soos daardie skrif sê, dat ons net hoorders van die woord sal wees, in 'n spieël sal kyk en wegdraai sonder om iets aan ons voorkoms te doen nie. Here, mag ons in hierdie week wat voorlê, iets aan ons voorkoms doen. Iets in die manier hoe ons optree, iets aan die manier doen hoe ons met ons man of ons vrou praat. Iets aan die manier doen hoe ons by die skool tussen ons vriende is. Iets aan die manier doen hoe ons lewe spreek oor elke situasie. Want die heerlikheid van die Here, daar waar die heerlikheid van die Here is, daar is vryheid. En daardie vryheid is nie gemaak om te doen wat ons wil nie. Daardie vryheid is om te beweeg saam met die Heilige Gees. Kans te gee dat die Heilige Gees ons vooruitgaan waar ook al ons beweeg. En dat die Heilige Gees leiding sal gee in alles wat ons doen. Waar ons beweeg, gee ons groot genade. Here, en help ons dat ons daardie sluiers sal weghou van ons harte en ons gedagtes af. Sodat daardie sluier van wat die heerlikheid bedek, vir ewig weggeneem sal word. En dat ons 'n geopende heerlikheid sal ervaar in ons lewens, in die naam bo alle name, Jesus Christus. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 in jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en hom eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Here, ons roep uit na U vanoggend. En ons wil vra, Here, dat U die sluise van die hemel, die fisiese reën, maar die geestelike reën ook, bid ons. Here, dat daar reën sal kom vir ons dorp. Ons het dit dringend nodig en al wat ons kan doen, Here, ons kyk nie na mense nie, ons kyk nie na weervoorspellings nie, maar ons vra, Here, dat U die sluise van die hemel oor ons sal oopmaak. Here, dat daar reën oor ons dorp sal kom. Ons bid vir ons boere wat moedeloos is, ons boere wat te neergedruk voel, Here. Ons vra, Here, dat U hulle vanoggend sal optel. Here, dat U hulle sal hoop gee, maar dat hulle nie hulle hoop in reën sal vind nie, maar dat hulle hoop in Jesus Christus sal vind vanoggend. Ons vra, Here, dat U oor Oudtshoorn U hand sal hou, dat U ons sal beskerm op al ons weë en dat U daar sal wees wanneer ons in nood na U roep, Here. Dankie, Jesus, vir U goedheid, getrouheid en krag. In Jesus naam alleen. Amen en amen.